dadelik. Ja, 2025 is byna verstreke. En die nuwe jaar lê voor. 'n Nuwe jaar met nuwe uitdagings, nuwe besluite, nuwe bedreigings. Die probleem is dat ons in hierdie nuwe jaar gaan oor dinge besluite moet neem waaroor ons nie gaan weet wat die resultate van ons besluite gaan wees nie. Dit maak 'n mens baie keer angstig. Jy moet keuses maak, besluite neem en jy weet nie wat die uitkoms van jou besluite gaan wees nie. Maar dit is deel van mens wees. So lewe ons in hierdie wêreld. Ons lewe voortdurend in 'n situasie van onsekerheid waar ons voortdurend besluite, keuses moet maak. Ons kan rustig wees, want dit is deel van mens wees. In hierdie wêreld waarin ons lewe, is ons voortdurend in 'n staat van onsekerheid. Maar ons nie presies weet wat kom nou nie, wat wag vir ons nie. En dit maak ons angstig, dit maak ons bang. Maar die wonderlike ding is dat angs en vrees nie noodwendig 'n vyand van ons behoort te wees nie. Angs kan ook 'n vriend wees. Angs kan wees soos 'n lig wat op ons skyn en vir ons sê, julle is op die oomblik angsbevange, maar ek wil vir julle bewus maak hoe julle op hierdie stadium lewe. Miskien lewe julle op hierdie stadium nie regtig nie, miskien bestaan julle net. Angs wil ons baie keer wakker maak en sê, mense, lewe julle werklik waar? En gaan julle werklik waar so die nuwe jaar in? Angs is baie keer soos 'n onderwyser wat vir ons wil leer en vir ons sê, dan lê 'n nuwe jaar voor jou. 'n Nuwe jaar met nuwe geleenthede. En die Here vertrou jou om keuses te maak, besluite te neem en hy beloof om jou by te staan om regte besluite te neem. Maak gebruik van hierdie vryheid wat jy kry om in hierdie nuwe jaar goeie besluite te neem. So wat sê die Bybel vir ons omtrent 2026? Ek dink 4 dinge. Die eerste ding het ek al reeds genoem. Ons gaan hierdie jaar in met onsekerheid. Ons weet nie presies wat hierdie nuwe jaar vir ons gaan inhou nie. Maar dis nie noodwendig negatief nie. Want onsekerheid kan ook positief wees. Dit kan soos 'n lig wees wat vir ons sê, kyk bietjie na jou lewe. Lewe jy op hierdie stadium of bestaan jy net? En hoe gaan jy hierdie nuwe jaar in? Gaan jy voort om maar net te bestaan of gaan jy hierdie nuwe jaar begin te lewe? Die angs wat ons miskien op hierdie stadium ervaar wil vir ons herinner dat hierdie nuwe jaar 'n uitdaging is. Wat vir ons uitdagings gee om goeie besluite te neem. Dis die eerste ding wat ons moet weet. In hierdie nuwe jaar kry ons die kans om ons vryheid te gebruik om keuses te maak. Watter soort mens wil jy wees? Hoe wil jy graag lewe? Nommer 1. Die tweede ding wat die Bybel vir ons sê, ten spyte van die onsekerheid wat ons het oor die lewe, oor 2026, kan ons weet dat God se goedheid en sy guns altyd nuut is. Ons weet nie wat hierdie nuwe jaar vir ons gaan inhou nie, maar wat ons wel weet, is dat hy saam met ons hierdie nuwe jaar wil ingaan.
En oor hom kan ons seker wees. En daarom kan ons hand in sy hand sit en sê, Here, lei ons hierdie nuwe jaar in. Dis mos wat met Abraham gebeur het. Die Here het vir hom geroep en gesê, Abraham, ek wil hê jy moet na 'n vreemde land toe trek. Abraham het nie veel geweet waarheen hy moet gaan nie en wat hy moet doen nie. Maar die Here vertrou. En dis wat die Here van ons vra. Ek wil jou Vader wees, ek wil jou God wees, maar vertrou my hierdie nuwe jaar in. Maar jy sê, 2025 was nie vir my 'n goeie jaar nie. Ek het baie foute gemaak. En ek het dinge gedoen waaroor ek skaam is. Daar's onafgehandelde dinge in my lewe. En ek wil nie graag met hierdie dinge die nuwe jaar ingaan nie. Wel, as jy dit sê vanaand, kan jy weet dat die Here vir jou sê, hy wil ook nie hê dat jy moet onafgehandelde sake die nuwe jaar ingaan nie. Hy wil vir jou genadig wees om 'n nuwe begin te maak. God is die God van nuwe beginne. En as jy en ek ons sondes voor die Here bely en vir hom vra, Here, gee vir ons genade om nie meer dieselfde foute te maak nie, sal hy dit doen en kan ons sonder 'n las om ons bene ligvoets die nuwe jaar ingaan. Dis die derde ding wat belangrik is, dat ons dinge wat ons terug kan hou om die nuwe jaar ligvoets in te gaan, dat ons dit maar kan los. Ons het nie nodig om in dit die nuwe jaar in te gaan nie. En dan 'n vierde ding wat belangrik is. Dis belangrik dat ek en jy sal besef dat ons sterflik is. En nou sê hy vir my, Dominee, maar hoekom so negatief? Hoekom wil jy vir ons herinner dat ons sterflik is? Dis nie negatief nie, dis realisties. Dis realisties dat ons besef dat ons sterflike wesens is. Ongelukkig is dit iets wat ons ontken. Ons weet dat die dood 'n realiteit is, maar ons ontken dit. Ons maak asof ons vir altyd gaan lewe. Dis altyd iemand anderste wat doodgaan. Dis nie ons nie, of ons eie mense wat doodgaan nie. En as iemand naby aan ons doodgaan, skrik ons dood, asof dit die eerste keer is wat ons hoor van die dood. Die Bybel sê vir ons, die dood is 'n realiteit waarmee ons voortdurend rekening moet hou. Hoekom moet ons voortdurend rekening daarmee hou? 2 redes. Ons lewe hier op aarde is kort. Bitterlik kort. Dit beteken 2026 is maar 'n klein deeltjie van my korte deel hier op aarde. En daarom kan ek nie hierdie jaar my besig hou met onbenullighede nie. Ek kan nie hierdie jaar ingaan met die gedagte, ek gaan my besig hou om antwoord te kry op vrae waaroor daar nie antwoorde is nie. Ek kan nie hierdie nuwe jaar ingaan met kwaai vriendskappe wat nog nie herstel is nie. Die lewe is te kort om besig te wees met verkeerde dinge. En dis wat ek sommer amper in die begin van 'n nuwe jaar vir myself moet sê. As ek met verkeerde dinge besig is, moet ek dit los. Ek kan nie my lewe besig hou met sulke dinge nie. Omdat die lewe kort is, vra die lewe van my dat ek ernstig sal wees met die lewe.
Die lewe is nie 'n speletjie nie. Die lewe is 'n roeping van die Here dat ons elke dag op 'n bepaalde manier sal lewe om sy naam groot te maak. Dat ek die verantwoordelikheid sal neem en 'n besluit sal neem om so te lewe dat my hele lewe 2026 'n loflied sal wees tot eer van die Here. So wat vra dit vir my vir 2026? Hoe moet ek my instel om hierdie nuwe jaar in te gaan? Eerste ding wat belangrik is, dat ek nie moet bang wees vir angs en vrees wat in my binneste is, omdat ek nie weet wat hierdie nuwe jaar vir my inhou nie. Inteendeel, ek moet angs eintlik omarm en met dit na die Here God toe gaan en vir hom vra, Here, ek weet nie wat hierdie nuwe jaar vir my gaan inhou nie, maar ek gee my hand vir U, stap U saam met my die nuwe jaar in. Of, dat ek soos Dawid, wanneer angs na my toe kom, sal sê, angs, jy kom na my toe, met 'n swaard en 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou toe, in die naam van die Here, en hierdie jaar sal die Here jou in my hand gee. 2026 vra, dat ons onsself onvoorwaardelik aan die Here sal oorgee en hom sal vertrou dat hy saam met ons die jaar sal ingaan. En dat ons elke oomblik van hierdie jaar sy teenwoordigheid in ons lewens sal ervaar. Maar tweedens vra dit vir ons dat ons sal weet en sal besef, wie is ons? Aan wie behoort ons? En wie se diens is ons? Aan wie behoort ek? En wie se diens is ek? En wie se diens wil ek wees? Hoe wil ek graag lewe hierdie nuwe jaar wat ek gaan ingaan? En as ek besluit en sê ek wil graag in diens van die Here wees en ek wil graag sy mens wees, is die eerste ding wat ek moet doen, sommer vanaand ook al, om te sê, Here, vergewe my. Vergewe my waar ek U teleurstel, vergewe my waar ek U hart breek, ek ontvang U vergifnis, ek wil graag soos 'n vergeefde mens hierdie nuwe jaar ingaan. En as ek God se genade ontvaar het vir my, is dit belangrik dat ek 'n keuse sal maak. Hoe wil ek lewe? Hoe wil ek lewe 2026? En wie se diens wil ek wees? Wil ek lewe soos God se kind? Wil ek in sy diens wees? Wel, dan is dit belangrik dat ek vanaand die keuse sal maak, Here, ek kies U vanaand weer keer dat U die Here van my lewe sal wees. Here, help my dat ek ten spyte van vrees wat miskien hierdie jaar mag opkom of angs wat kan opkom, dat ek nie na angs en vrees sal luister nie, maar dat ek na U stem sal luister en dat ek sal doen dit wat U vir my vra om te doen. 2026 is maar 'n klein deeltjie van ons kort lewe hier op aarde. Omdat ons 'n kortstondige lewe hier op aarde het, is dit belangrik dat ons nou alreeds 'n besluit sal neem, dat as ons hierdie nuwe jaar ingaan, dat ons so sal lewe, dat ons elke oomblik van die nuwe jaar sal gebruik om God se naam te verheerlik. Dat ons elke keuse wat ons moet maak, sal maak, en dat ons nie dinge sal uitstel wat ons behoort te doen nie. Dat daar 'n dringendheid in ons lewe sal kom om werklik soos kinders van die Here te lewe hierdie nuwe jaar in. Hierdie nuwe jaar lê voor ons. Dis 'n geskenk wat die Here God vir ons wil gee. En saam met hierdie geskenk wat hy vir ons wil gee,
nooi hy ons uit om in hierdie jaar dieper te lewe, om eg te wees in ons mensheid, om 'n geloofsprong te maak en aan die Here Jesus vas te hou, sodat hy in beheer van ons lewe kan wees, en dat hy vir ons kan help om voortdurend die regte keuses te maak. Kom ons vertrou die Here, en ons gaan met geloof en nederigheid saam met die Here hierdie nuwe jaar in. Amen. 'n paar oomblikke van stilte.